Ek wil graag vanmôre vir jou lees uit Markus 5, vanaf vers 25 tot 29. As jy jou Bybel hier het, of jy het hom op jou foon, maak gerus hom oop daar. Markus 5, vanaf vers 25 tot 29, ek lees uit die 1953 vertaling. My tema vind jy sommer in die eerste lyntjie van hierdie vers. Daar staan, en 'n sekere vrou, wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het. Ek praat nie vanmôre oor die tema 12 jaar lank. Sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshere gelei het en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. En net so terloops, Lukas vertel ook hierdie verhaal, maar Lukas los daar die laaste sinnetjie uit, dat sy het veel onder die geneeshere gelei en eerder erger geword as beter. En wie kan raai, hoekom het Lukas dit nie ingesit nie? Hy was self 'n dokter. Hy wil hom sy professie beskerm. Maar Markus sê dit so dit was. Sy het nie baat gevind by die dokters van die primitiewe dokters van haar tyd nie, maar eerder erger geword. Sy het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het in haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Voordat ek by die fokuspunt kom in vers 29, net 'n paar inleidende opmerkings oor hierdie vrou. Jesus was op pad om 'n oproep te beantwoord van die owerste van die sinagoge Jairus, wie se dogtertjie op sterwe was. En op pad soontoe met die skare wat om hom saam gedring het hierdie vrou van agter gekom en sy kleed aangeraak. So was sy kleed aangeraak. Sy het haar lewe gewaag in die sin van sy was seremonieel onrein. En volgens Levitikus was dit baie duidelik dat so vrou nie tussen mense mag gekom het nie. Alles wat sy aangeraak het, was onrein. As sy op 'n stoel gesit het en iemand anders gaan sit op die stoel, is die persoon onrein. Sy mag nie naby mense gekom het, sy was geëkskommunikeer gewees. Sy trouens, die Jode was so fanaties hier oor hierdie seremoniële onreinheid, dat as hulle geweet het sy is tussen hulle sou haar gestenig het. Dis hoekom sy later, toe Jesus haar identifiseer, is hy neergeval, bewend. Ek het nie daai gedeelte gelees nie. Bewend voor hom neergeval en hom vertel wat die storie is. Maar hierdie vrou het van Jesus gehoor en sy het van agter gekom en sy kleed aangeraak. Nou vers 25 en 26 vertel vir ons iets van hierdie vrou, die gevolge van haar siekte. Vandag sal 'n eenvoudige mediese prosedure sou hierdie vrou kon help, wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het. Dit was in vandag se tyd is dit nie 'n groot storie nie, maar in daardie tyd was dit 'n erge storie. Die primitiewe geneeskunde van daardie tyd het sekere behandelinge gehad, 'n stuk of 11 verskillende soorte behandelinge, wat die een meer vernederend as die ander was, om so 'n vrou te probeer help. En sy sê, die Bybel sê, sy het al die geneeshere geraadpleeg. Sy het haar besittings verkoop en prys gee, om te probeer om gesond te word. Jy kan die gevolge probeer indink, en ek sal nou ietsie daaroor noem, van hierdie vrou wat vir 12 jaar lank uit die gemeenskap gebaan was. Al wat gebeur is, sy het aanhou ly, sy was sekerlik het haar verswak, seker haar lewenskwaliteit beïnvloed, haar uitgemergel 12 jaar lank onophoudelik. Tweede instansie, sy het alles wat sy gehad het prysgegee. Sy het finansiëel skade gelei. En derdens, dit het eerder erger geword. Dit het nie beter geword nie. So sy het fisies, finansiëel, sosiaal, emosioneel het hierdie vrou gelei vir 12 jaar lank. Maar wat ek op wil wys, wat ek nooit besef het, wat baie onlangs by my opgegaan het, is dat hierdie vrou het nie 'n dodelike siekte gehad nie. 'n Mens het nie dood gegaan aan hierdie siekte nie. Sy het al vir 12 jaar lank, het haar bloed gedreineer, met die gepaardgaande gevolge, maar dit was nie 'n dodelike siekte nie. Dit was 'n siekte wat haar gefolter het, wat haar laat ly het, wat haar laat swaar kry het, wat haar ontneem het van baie lewensvreugde en lewenskwaliteit. 12 jaar lank.
so oud as wat die dogtertjie van Jairus was, wat ook 12 jaar oud was, het hierdie vrou aan hierdie uitmergelende siekte gelei. Dit het 'n effek gehad op haar totale menswees, nie net op haar liggaam nie, maar ook sosiaal, geestelik, emosioneel, en ek gaan nou ietsie meer daaroor sê. En dan sê die Bybel, oor elke van hierdie punte kan 'n mens 'n hele preek bring, maar ek wil dit net in die verbygaan vinnig noem. Die Bybel sê sy het van Jesus gehoor. Nou Paulus sê in Romeine uitdruklik, die geloof is uit die gehoor. Ek bid vanmôre die Heilige Gees dat wat jy vanmôre hoor uit die woord, ook jou geloof sal versterk. Want is die woord van God, die woord aangaande Jesus Christus, wat 'n mens se geloof versterk. Sy het van Jesus gehoor. En ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit in al my jare eenmal iets gehoor wat iets slegs van Jesus kon sê nie. Ek het baie sleg goed gehoor van Christene. Dikwels teleurgestel oor Christene. Maar ek het nog nooit, selfs van die grootste kritikus of ateïs, gehoor dat hulle van Jesus iets sleg sê. Daar is niks om van Jesus sleg te sê nie. Van Jesus kan jy net goed praat. En sy moes sekerlik gehoor het. Ja, amen. Kom ons gee aan die Here Jesus se eer. Wat jy van hom hoor is positief. Wat jy van hom hoor gee moed. Wat jy van hom hoor gee vir jou hoop. Sy moes gehoor het dat hy ander wat krank was gesond gemaak het. Dowes, blindes, stommes, krepeles, selfs dooies. Om dit te moes hoor van Jesus, kan nie anders as om iets by op te werk en sê, ek moet by hierdie man kom nie. Dis wat hierdie boekie gaan doen oor, as jy sou kry oor genesing, dit gaan jou geloof weg as jy hoor dat God vir ander kan doen. Wat hy doen vir ander, kan hy ook doen vir jou. En hierdie vroukie moes dit ook gesê het by haarself. As hy dit vir Lazarus kon doen, kan hy vir my ook iets doen. Maar sy moes by hom kom. En ek glo sy sou graag voor hom wou gaan staan en sê, Here, sal jy asseblief die hande op my lê en vir my bid, maar sy mag nie. Want sy was uitgeban, sy mag nie tussen mense gekom het. So sy het amper so, ek wil amper sê so skelm tussen die mense deurgekom, gesê as ek net aan sy kleed kan raak. En ek wil nie daaroor uitbrei nie. Die wonderlike ding is, die Bybel sê, en dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog. Wat is 'n fontein? Fontein is die bron, die oorsprong. En ek wil dit vir jou terloops noem, as dit gaan veral oor genesing. God onderdruk nie net simptome nie. Hier's talle van ons wat hier sit, wat een of ander fisiese probleem het, wat nie medies gesond gemaak kan word nie. Van geringe goed tot die ergste goed. 2 van my kollegas en goeie vriende het op hierdie stadium erge kanker. Waarskynlik 'n beperkte tyd om te lewe. En hulle het alles gedoen wat hulle kan doen. Wat hulle kan doen is hulle gedoen, bestraling, chemo, wat se behandelinge. Al wat die dokters nou kan doen is om vir hulle morfine te gee om die pyn te onderdruk. Daar's baie siektes wat die mediese wetenskap nie kan gesond. Dank die Here dat daar sommige is wat die mediese wetenskap kan help om jou liggaam, want dis nie die wetenskap wat gesond maak nie. Jou liggaam herstel self, maar baie keer kan die mediese wetenskap jou liggaam help, jou immuniteit verhoog ensovoorts. Maar daar is siektes waar die dokters en die mediese wetenskap nie gesond kan maak. Hulle kan net die simptome in beheer hou. En nie van julle wat hier sit wat vanmôre kan sê ek gebruik medikasie, ek moet dit gebruik om net die pyn of daardie negatiewe simptome onder beheer te hou. Maar die Bybel sê, toe die Here Jesus so aanraak, het die Here nie 'n wal gebou in die stroom nie, om die water op te dam nie. Hy het die oorsprong van daardie stroom, die fontein van haar bloed, het hy opgedroog. Die bron, die oorsaak, die oorsprong van haar krankheid. En ek wil dit vandag vir jou stel, dat jy dit mag vasgryp en vashou. As die Here in 'n mens se lewe ingryp, dan stop hy die oorsprong daarvan. Hy plak nie pleisters op nie. Hy stop die bron, die oorsprong van jou probleem. Dalk partykeer verdwyn die simptome nie onmiddellik nie. Daar's gevalle soos die 10 melaatses, wat nadat die Here gesê het gaan toon aan die priester, eers op pad na die priester toe het hulle agterkom hulle is gesond.
Die man wat blind was, wat na die Here vir hom hand opgelê het, het die mense gesien, maar hulle soos bome gesien rondloop, waarskynlik erge bysiendheid. En die Here het vir hom weer gebid. Die Here hanteer die oorsprong van ons probleme. Dis wonderlik om dit te weet, en dis waarvoor die Here kan en mag vertrou. God plak nie pleisters op jou seer nie. Maar nou wil ek kom by hierdie vers 29, en dis waar ek veral vanmôre net 'n paar minute wil stil staan. Wil sê, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Sommer vinnig, kort na sy soom aangeraak het, kom sy agter. Ek weet nie hoe, wat was die simptome wat verdwyn het nie, maar sy het aan haar liggaam agtergekom dat sy van haar kwaal genees was. Maar die woord wat hier in die grondtaal in die Grieks gebruik word vir kwaal, dis baie belangrik dat ek dit vir jou verduidelik, is die Griekse woord mastigos. Dit beteken letterlik geselsla of sweephoue. Dit beteken letterlik iemand wat jou moet 'n sweep slaan of moet 'n gesel slaan. Nou, jy moet verstaan, en baie van ons besef dit nie, daar is deur die eeue, selfs vandag nog, mense wat in veral 'n meer primitiewe, wrede, diktatoriale gemeenskappe wat gevange gehou word, wat nie die doodstraf kry nie, maar wat oor 'n lang tydperk gefolter word. Daar's in hierdie oomblik Israeli gevangenes wat deur Hamas weggevoer is na Gaza, wat op hierdie oomblik en na die ondergrondse tonnels gefolter word, gepynig word, verkragt word. Hulle word nie doodgemaak nie, maar hulle word gepynig. En dis nie vreemd, selfs vandag in die wêreld, maar in die tyd van die primitiewe tyd waarin Jesus geleef het, was dit 'n algemene ding. Dat mense vir sekere oortredings oor 'n tydperk gepynig, gewoonlik was dit dat hulle met 'n sweep of met 'n gesel geslaan is. Sekere aantal houe en dan weer gelos, en hulle is kwaadlik gesond as hulle weer gefolter. Ek wil herinner as julle dit kan onthou in Matteus 18, vers 34, lees ons van die man wat is die skuldeiser wat twee mense gehad het wat hom baie, wel die een het hom baie geld geskuld. En die man het gekom en hy kon nie sy skuld betaal nie, en die skuldeiser het hom jammer gekry en hom vrygestel. En toe hy uitgaan, toe kry hy iemand wat hom 'n klein bedragie geld skuld. En toe die ou nie vir hom sê ek kan jou nie betaal nie, toe laat hy hom gevange neem en sê jy sal nie uit die tronk uitkom voordat jy nie my geld betaal nie. Toe die heerser dit hoor, toe sê die Bybel, hy het hom aan die pynigers, die folteraars oorgegee. Die pynigers. Dis presies die begrip wat hier uitgedruk word. Ander nie doodgemaak word, maar hy gaan gefolter word, gepynig word tot hy kan betaal. Nou dit klink wreed, maar dis die realiteit. En dis die woord die gebruik word. Die Bybel sê hy gebruik nie die normale woord vir siekte met hierdie vrou nie. Sy is van haar siekte genees nie. Ons is van haar pyn genees nie. Hy sê sy is van haar geselsla, haar sweepsla is sy genees. Anderswoorde die feit dat sy vir 12 jaar lank 'n siekte gehad het wat nie dodelik was nie, maar wat haar gefolter het, gepynig het. Dit was soos 'n sweepsla, gedurende herinnering. Alles is nie reg nie. Sy ly, sy swak, sy's moeg. Foltering oor 'n lang tyd. En die Bybel sê toe sy aan Jesus so van sy kleed raak, het sy onmiddellik agtergekom dat sy van haar foltering, haar pyniging genees was. Na 12 jaar. Nou wil ek net vir 'n oomblik weer stil staan by hierdie vrou se foltering. 12 jaar lank het sy in die eerste plek die fisieke gevolge gedra van haar foltering. Ek het al reeds die simptome genoem. Ek dink baie van ons, miskien die meeste van ons, veral van die ouer mense hier, het een of ander foltering of pyniging wat jy al vir baie jare dra. Jy het geleer om miskien saam te lewe. Jy gebruik medikasie wat sy nie gehad het, moderne medikasie nie. Maar ek verstaan ietsie daarvan. 'n Siekte, dit maak jou nie dood nie. Dit keer jou nie om werk toe of kerk toe te gaan nie. Maar kort herinner daai siekte vir jou, dis nie reg nie. As die of daai wanbalans,
daardie probleem in een of ander orgaan, in jou wervelkolom, in jou gewrigte, ergens is daar so herinnering, 'n foltering. So ek sê, jy leer tot 'n mate om aan myself, maar partykeer word die pyn so erg. Jy raak partykeer mismoedig, jy raak depressief, jy raak moedeloos. Dis 'n foltering oor 'n lang tyd. Oor 'n lang tyd. Fisiese foltering. En ek dink die stalle van die wat hier kan sit vanmôre wat kan sê, ek verstaan dit. Ek kom 'n lang pad met hierdie innerlike, liggaamlike probleem. Baie keer weet mense nie af van jy kan dit wegsteek miskien. Miskien weet jou man, jou vrou daarvan. Maar jy ly. Jy word gefolter. Daar's sweepslae. Figuurlike sweepslae. Hierdie vrou het nie net fisies gely nie. Ek wil dit weer herhaal, sy is ook sosiaal uitgeband, sy het sosiaal gely. 'n vrou wat aan bloedvloei gely het, was in dieselfde kategorie geplaas as 'n melaatse in daardie tyd. Sy was uitgeban uit die gemeenskap. Sy kon nie na 'n sinagoge en na 'n kerkdiens toe kom nie. Sy kon nie na die markterrein, na die winkels toe gaan nie. Sy kon nie met mense in kontak kom nie, want almal het geweet, hierdie vrou, as ek aan haar raak, is ek 7 dae onrein. As sy aan my raak, as sy aan my klere raak, is ek 7 dae onrein. En sy is uitgestoot. Sielkundige sê die ergste vorm van sielkundige lyding is verwerping. Hierdie vrou het verwerping verstaan. Sy was verworpe. Dit staan nie daar nie, maar dis goedskiks moontlik dat hierdie vrou se man haar gelos het. Want 'n man kon in daardie tyd vir sy vrou 'n skeibrief gee, veral as hy vir so lank moreel onrein was. Tegnies onrein was. As sy aan hom raak, as hy aan haar raak, dis hy ook onrein. So dis moontlik dat sy selfs haar man verloor het. Uitgeban, uitgestoot. Kan jy daaraan dink? Kan jy dink aan die verwerping? Hier's van die wat hier sit vanmôre, wat al vir jare lank die sweepslae van verwerping ervaar, soos hierdie vrou. Miskien kom dit al van jou skooltyd af. Miskien 'n onderwyser wat jou afgebreek het. Miskien as jy kom uit 'n ongelukkige gesin het, waar jou pa jou gelos het, jou ma dalk selfs jou verstoot. Dis een van die ergste verwerpings as jou ouers jou verstoot. Miskien kom jy uit 'n gebroke huwelik, waar jou man jou gelos het, jou vrou jou gelos het vir 'n ander. Maar is nie 'n egskeiding wat die een party, ten minste die een party nie verwerping ervaar nie. Ek is nie goed genoeg nie. Miskien party van die wat die werk verloor het. Nie omdat jy nie goed werk nie, maar miskien as gevolg van rasseregstellende aksie. En jy voel verworpe, jy kan nie vir jou vrou sorg. Daar's altyd sulke langtermyn sielkundige implikasies, emosionele implikasies. Dis nie iets wat skielik gebeur is verby nie. Dit het miskien 7 jaar gelede gebeur. Maar die herinnering daaraan is nog vars elke keer as jy aan dink. Jy word kwaad. Iemand het jou te nagekom. Iemand het jou seer gemaak. Iemand dinge gesê. Iemand miskien naby aan jou. Miskien is daai persoon al dood. Maar hier binnekant is daar wonde. Daar's seer. Hulle word nie gesond nie. En kort is daar iets wat jou net dit weer by jou opbring en is weer sweepslae. En jy onthou dit weer. Jy herinner dit weer. 12 jaar lank, 10 jaar lank, 2 jaar lank, 30 jaar lank. Is daai emosionele herinneringe aan daai seer en daai verwerping. Hierdie vrou het ook geestelike gevolge gehad oor 12 jaar. Onthou so 'n persoon in die tyd van die Here Jesus het die Jode die geloof gehad as 'n mens siek is. Gewoonlik sê hulle geglo was dit die gevolg omdat jy teen God gesondig het. Jy het iets verkeerd gedoen teenoor God. God is kwaad vir jou. Onthou julle die man in Johannes 8 wat blind gebore was, wat sy disippels vir hulle gevra het hy iets gesondig of het sy ouers iets gesondig dat hy so gestraf word. Dis hoe die mense geglo het. As jy 'n siekte het en jy word nie gesond daarvan nie, is God kwaad vir jou. God hou dit teen jou. God straf jou. En dis die gevoel van verwerping. God het my verwerp. God is kwaad vir my. En dis van die wat hier sit vanmôre wat 'n issue het met die verhouding met God. Miskien het jy eers verskriklik droog gemaak. Erg gesondig. Jy kan jouself nie eers vergewe nie en die duiwel oortuig jou sonde is te groot, God kan jou nie vergewe nie.
Dankie dat jy vanmôre hier is. Want vanmôre wil die Here haar die geestelike fontein van bloed opdroog. Wat jou pynig en laat worstel en laat vroeg. God is kwaad vir. Hoekom het dit my gebeur? Hoekom het dit eers met my gebeur? Is God kwaad vir my? Wat het ek gedoen dat dit met my gebeur? Dis nie 'n onmiddellike dood nie. Dis 'n pyniging oor 'n lang tyd. Fisies, emosioneel, geestelik, sosiaal. En sonder twyfel is die talle van ons die sit, wat vanmôre kan sê, figuurlik gesproke, ek ervaar ook daardie sweepslae, daardie geeseloue, die pyniger, die folteraar, gaan my ook nie verby nie. Kort is daar weer opnuut weer seer. Loop die geestelike, emosionele bloed weer 'n keer. Word ek weer seer gemaak, word ek meer geworstel, gefolter. Ek wil dit weer sê, in ons eie gesin, ons jongste dogter, Vasti, haar getuienis kom ek in hierdie boek voor. Vir 25 jaar het sy die ergste vorm van fibromialgie gehad. Sy was 24 uur 'n dag in pyn. Sy het op 'n stadium 35 verskillende medikasies gebruik per dag. Baie van dit was die een was om die negatiewe gevolg van die ander ene te probeer stilmaak. Ek wil nie al die simptome beskryf, sy het dit in die ergste vorm gehad. Sy was by die top pyngeneeskundige in Suid-Afrika, by 'n pynhospitaal. Dit het net erger geword. Vir 25 jaar, langer as 12 jaar. Ek het al die pad het ek gesê, Here, al gaan ek dood, sal ek altyd bly glo, U kan haar gesond maak. Vir jare lank. Ek het elke dag vir haar gebid, my vrou nog meer. Maar het gebly. En toe skielik een oggend, Here, my vrou gesalf. Sy het olie gaan haal, olyfolie gaan haal. Sy het my dogter gesalf met die olie. En in 'n paar sekondes se tyd was sy soos 'n dooie in haar bed gelê het. Het die Here haar opgewek en haar volkome genees. Dis nou 4,5 jaar later. Sy is volkome gesond. Ons verstaan iets van die foltering wat in jou huis kan voorkom. Iets van iemand die sit, wat ook uit die gesin uit. Miskien is dit nie 'n kind wat fisies siek is nie. Miskien is dit 'n kind wat met dwelms deur mekaar is. Verkeerde vriende deur mekaar is. Verkeerd getrou het. Wat jou teleurgestel het. Maar daar's miskien in jou huis, in jou gesin, is daar 'n pyniger, 'n folteraar, wat jou uitmergel. Jy het al soveel keer gebid, hoe lank al gebid, maar dit bly dieselfde. En die seer, weet, 'n kind maak of kan 'n mens seerder maak as enigiemand anders, wat jy naaste aan jou is. As jou kind op 'n dwaalspoor, hier is van u wat hier sit vanmôre, wie se kind afgedwaal het van die Here. Nie van die kerk nie, nie dalk van jou nie, maar van die Here afgedwaal het. En dit pynig jou, want jy wil graag hê die kring daarbo moet eendag volmaak wees. Dis 'n foltering wat al vir jare aanhou. Miskien is jy van u wat in die huwelik vir jare al gefolter word. Miskien die ergste ding dat jy met 'n psigopaat getroud is. Miskien 'n misbruiker. Iemand wat jou verniel. Jy kan nie met die publiek daarmee gaan nie. Iemand wat jou emosioneel dreineer, geestelik dreineer. Daar's soveel huwelike. Ek weet mense skei deesdae makliker. Maar as baie van die wat nog vashou en aanhou glo, Here, U kan iets doen. Maar jy word al gefolter vir jare lank. Jou geestelike bloed dreineer as gevolg van 'n huwelik wat stikkend is en iemand wat jou seer maak in jou huwelik. Ek wil dit vanmôre kategories sê. Jesus Christus is dieselfde Jesus wat hierdie vrou gesond gemaak het. En ons gaan vanmôre bid vir mense wat desperaat is onder die pyniger en die sweepslaa en die sweephoue van jare se lyding, of dit nou watter vlak van jou lewe is. Ek wil dit onomwonde sê. Ek kan self nie sê ek is volmaak gesond. Ek is in 'n baie goeie gesonde, maar ek het ook my kwellinge en kwaalinge, veral as mens ouer word. Ek sal nooit ophou glo dat die Here my gesond kan maak nie.
Ek het ook 'n getuienis ook in daai boek is wat die Here my met iets baie interessants genees het in 'n oomblik se tyd. Daar's baie goed dat ek voorbid wat die Here my nie gesond gemaak het. Ek verstaan nie hoekom nie, maar ek sal aanhou glo tot die dag van my dood. Ek sal nooit vergeet nie. Toe ek in die begin van 1980 na die Witbank Sentraal AGS gemeente beroep is. Kort voor ek daar gekom het is daar 'n ou pastoor wat vir jare kanker gehad het in sy gesig. Lelike kanker, uitgroeisel, dit was hom geskend. En hy was nog van die ou soort wat nie geglo het dat mense met dokters of mediese hulp gebruik nie. En ek veroordeel dit nie, dit was hoe die ou Pinkstermense geglo het. Hy het geglo die Here sal hom gesond maak. Dat die dokter in sy kamer kom staan en sê hom Kraus, ons kan iets vir jou doen. Ons kan jou dalk help met hierdie kanker. Sê hy, dokter, as die Here my nie kan genees nie, of die Here my nie genees nie, al moet dit my laaste woorde wees voor ek sterwe, wil ek bely, Jesus die groot geneesheer. Hy het nie gesond geword nie. Hy's dood aan daardie kanker. Maar hy het al die pad geglo en dis sterwe met my. Baie mense, die meeste mense vir wie ek bid word nie gesond nie. Laat ek dit eerlik wees. Daar's niemand, Oral Roberts, Benny, noem hulle name op, wat kan sê die meeste mense vir wie ek bid word gesond. Oral Roberts het eendag gesê, by 'n groot konferensie wat ek teenwoordig was, aan Amerika. Hy sê, al word net 1 uit 1000 gesond vir wie ek bid, is Jesus die groot geneesheer. Dis hy wat gesond maak. Soos terwyl ek vir jou dit sê vanmôre, terwyl ek dit vir jou vanmôre sê, die Here kan. Hy is almagtig. Moet ek ook vir jou sê, almal word nie gesond nie. Daar's 'n misterie wat ons nie altyd kan verklaar nie. As jy verder in hierdie gedeelte lees, het ek vir ons gelees vanmôre, as jy die disippels toe Jesus omkyk en vra wie het aan my geraak, sê Here, maar jy sien die mense verdring nie, almal raak aan nie. Baie daardie dag aan Jesus geraak. Maar net hierdie vrou het gesond geword. Johannes 5 sê by die bad van Bethesda was daar 'n menigte siekes, swakkes en krepeles. Maar net een man het gesond geword. Ons verstaan nie hoekom almal nie gesond word nie. En as ek wil vanmôre afsluit, die te verwys na 'n klassieke Bybelse voorbeeld, net of jy dit verstaan, die feit dat jy nie gesond word, dit beteken nie die Here kan jou nie genees nie. Daar's baie keer redes wat ons nie verstaan nie. Maar ons moet nie probeer om elke ding te ontleed en tot op die been toe oop te sny. Hoekom nie? Die realiteit is, almal van ons word nie bonatuurlik genees op aarde nie. Vir jou wat as 'n gelowige siek is en pyn het, en jy word nie gesond nie, uiteindelik sal die dood en die deur gaan deur die poort na die hemel toe, sal jou finale genesing wees. Daarna sal jy nooit weer siek wees nie. In 2 Korintiërs 12 vertel Paulus van 'n man wat 'n bonatuurlike ervaring gehad het, en as jy later in die gedeelte lees, dan sien jy hy verwys na homself. Hy sê, ek weet van 'n man wat in die gees weggeruk is in die 3de hemel, in die paradys. Hy het dinge gehoor wat hy nie kan vertel nie. En dan pas hy dit op homself toe, en sê in vers 9 en 7, en dat ek my oor die voortreffelikheid van hierdie openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. Nou let baie mooi op, ons praat hier van Paulus, een van die mense wat seker in sy lewe die meeste wonderwerke gesien het. Hulle wou hom op 'n stadium in 'n Asiëse land wou hulle hom as God verkroon, omdat hy 'n ongeneeslike sieke gesond gemaak het. Hy het by geleentheid 'n dooie opgewek uit die dood. Iemand wat bo van 'n verdieping afgeval het waar hy die nag so lank gepreek het. Hy het wonderwerke gesien wat ek en jy nie gesien het nie. Wat God sy hande, sy mond voorgebruik het. Paulus. En hier sê Paulus, hy sê, daar's my 'n doring in die vlees gegee. En let baie mooi op, hy sê, dis vir my gegee. Dit het my hierin laat dink. Hoe kan God dit toegelaat het? Hy gee tot 'n mate die ander, hy sê, dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. Dit wil lyk asof Paulus 'n natuurlike geneigtheid gehad het, 'n persoonlikheid gehad het, wat sou gelei het tot arrogansie. Veral omdat die Here hom so kragtig gebruik het. Veral vir hierdie openbaring wat hy beleef het, tot hy weggeruk is in die 3de hemel, in die ware hemel, in die paradys. Dit lyk asof Paulus besef het, hy was 'n kandidaat vir hoogmoedigheid.
Want Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Hy sê, sodat ek my oor die openbaringe nie sou verhef nie. Anderswoorde as 'n voorsorgmaatreël, om dit te keer. Want het is beter om siek te wees en nie gesond te word nie, as om gesond te word en hoogmoedig en arrogant te word. En ongelukkig vind jy dit vandag, mense wat voortreffelik is, voortreffelik presteer, of wat op die sport of wat het terrein is, dat hulle neig om arrogant te word. Hoeveel celebrities het arrogant geword? Hoeveel pastore, en ek wil dit met hartseer sê, maar ek moet dit sê vandag, pastore wat deur die Here gebruik is, het arrogant geword, het hoogmoedig geword, party van dit loop selfs met beskermers rond, mense wat hulle lyfwagte rond, om hulle kammerstig te beskerm, ek weet nie waar is die engele nie, maar dis die ongelukkige die feit, of jy aantreklik is, mooie skoonheidskompetisies wen, 'n mooi stem met 'n groot sanger word, sporttalente en 'n springbok word. Al die dinge is goddelike talente wat God uit genade aan mense gee, maar daardie dinge is geneig om mense arrogant te maak. En Paulus het waarskynlik so 'n tendens gehad. Nou sê hy, sodat ek my nie sou verhef nie, as gevolg van al die openbaringe. Hy sê, is daar vir my gegee. Anderswoorde, God het dit toegelaat. Wat is vir my gegee? Hy sê, 'n doring in my vlees. Waar dui 'n doring? Dis nie 'n ding wat jou prik en is weg nie. Dis 'n doring wat, ons almal wat ken ons 'n doring wat, as jy al jou kinderdae, as jy in 'n doring getrap het en hy sit in jou voet vas. Hy maak jou aanhou seer. Dis 'n doring wat nie wil weggaan nie. Dis 'n pyn, dis 'n lastigheid. Nou, wat dit was, kan ons net oorbespiegel. Dit was iets fisies gewees. Dit was waarskynlik iets wat hom verneder het. Daar is sommige wat spekuleer dat hy dalk epilepsie gekry het, epileptiese aanvalle gekry het. Ander wat reken hy was erg bysiende, of versiende liewer, te versiende. Dat hy, toe hy op 'n slag 'n brief moes onderteken, sê, kyk hoe skryf ek met wat 'n groot letter skryf kan jy in my eie hand. Ander wat reken dat hy een of ander flautis gekry. Volgens die historiese geskiedskryf oor Paulus was hy nie 'n indrukwekkende figuur. Die Korintiërs self was nie baie beïndruk met sy voorkoms nie. Maar daar was iets fisies fout met Paulus. Iets wat vir hom 'n verleentheid was. Iets wat hom by geleentheid verneder het. Want hy noem dit 'n engel van die Satan, wat my met die vuis in die gesig slaan. Dit moes iets slegs gewees het. Maar hy sê, dit is vir my gegee. Hierdie vernederende fisiese siekte, dit het nie vir my weggegaan nie. Sodat ek nie arrogant sou word, dat ek my nie sou verhef nie. En wat doen Paulus? Hy sê, ek het gebid. Ek het aanhou te bid. Hy spesifiseer 3 keer gebid. Hy het nie dadelik antwoord gegee, hy het aanhou bid, totdat. En ons kan maar aanhou bid, tot jy, as jy nie 'n antwoord van die Here kry, nie hou jy aanbid. Baie keer sal die Here op 'n manier vir jou antwoord gee. Vir jou sê nee, of vir jou rustigheid en vrede gee. Maar hy het aangehou bid tot die Here hom geantwoord het. En wat het die Here vir hom gesê? Die Here het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. Ander woorde, vir hierdie man met die doring in die vlees, dit was sy geselslae. Dit was sy sweephoue. Wat hy oor 'n termyn, ons weet nie hoe lank hy dit mee rondgeloop het. Vir hierdie man wat soveel genesings gesien het, maar self nie gesond geword het nie. Sê die Here, my genade is vir jou genoeg. En ek wil net iets hier ook net wat op my hart is net noem. Weet, hierdie geselslae, hierdie foltering in 'n mens se gees. Kom ek dikwels voor pastoor Becky by diensknegte van die Here. Die afgelope tyd lank gelede het een van ons bekendste kerkleiers, is nie AGS of PPK nie, maar een van die bekendste kerkleiers in Suid-Afrika. Het hy gesê, wat 'n stad dit vir hom is. Ek weet vir 'n feit dat die Here hierdie man vir honderde genesings gebruik het, bonatuurlike genesings, wonderlike genesings. Sy eie vrou ly nou al vir jare, sy sterwend op die oomblik, vir jare.
Hy het net vir my met trane gesê, ek kan dit nie verstaan nie. Ek het oor die jare vir soveel mense gebid wat gesond geword het. Maar my eie vrou word nie gesond nie. Ek bid vir hom, maar sy word nie gesond nie. En ek kan hoor sy worsteling in sy gees. Dis 'n foltering, dis 'n pyniging, ons verstaan dit nie. Hier is Paulus, wat vir soveel gebid het wat gesond geword het, maar hy self word nie gesond nie. Vriende, ek speel met jou oop kaarte. Ek gewys vir jou die hele prentjie. Almal word nie gesond nie. Ek onthou as 'n jong pastoor in Belfort. Ek het daai tyd so 'n fase deurgegaan wat ek so erns gemaak het met die kwessie van genesing. Goddelike genesing. En ek bid eendag en ek sê, Here, ek kry mense wat my toe kom wat oogprobleme het. By geleentheid 'n blinde persoon wat hulle my toe gebring het. En vra, bid asseblief vir die persoon. En dan sê iets vir my binnekant, jy self dra bril. Hoe kan jy bid vir ander wat siek is? Vir ander wat blind is, vir ander wat sy oë probeer en jy self het oogprobleme? Ek het later eers besef, God oftentimes uses wounded healers. God gebruik baie keer gewonde geneeshere, siek geneeshere. Ek hoef nie volmaak te wees om vir jou te kan bid. Ek hoef nie te kan sê elke siekte in my liggaam is genees, want dis nie ek wat gesond maak nie. Dis die God van die hemel wat gesond maak, wat volmaak is, wat geen probleem. Hy gebruik gebroke vatte. Hy gebruik gebroke mense. As jy self deur 'n pyn gekom het, as jy self deur 'n egskeiding gekom het, as jy self deur een of ander hartseer verleentheid gekom het, as jy self met foltering rondloop in jou liggaam, beteken nie jy is uitgeskakel om deur God gebruik te word nie. God gebruik stikkende mense. God gebruik gebroke mense. God het Petrus gebruik wat Jesus so in die steek gelaat om verloon het. God gebruik ons nie omdat ons so goed is en so mooi, so perfek en so volmaak is nie. Hy gebruik ons omdat hy deur ons soms gebroke vate ander wil help wat hy afspraak het. En ons het nie 'n verklaring daarvoor. En die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. God gee nie vir hom genesing nie. God gee hom vrede. God gee hom berusting. As party vanmôre, ek weet nie met wie die Here afspraak het om dalk vanmôre vir jou gesond te maak of jou heel te maak of jou foltering weg te neem nie. Ek glo jy is sulke mense. En as ek sê dat daar sommiges wat nie gesond word nie, is dit nie 'n refleksie op my ongeloof nie. Ek het genoeg gesien om 'n boek te skryf wat medies wetenskaplik nie weer lê kan word oor genesings nie. Ek weet God maak gesond. Ek weet nie wie die Here vanmôre gaan aanraak nie. Maar vir die wat dalk nie aangeraak word, wil ek vir jou sê, God se genade is ook genoeg vir jou. God se vrede kan jou ook deurdra, al is die folteraar nog besig. Hy sê, die Here het gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. My krag word nie in jou sterkte volbring. Paulus, voor jy arrogant raak, en ek jou weerstaan, gaan ek jou liewer in jou gebrokenheid gebruik. My krag word in jou swakheid volbring. En dan sê hy, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Die Here het vir Paulus meer gebruik in sy swakheid, as toe hy 'n arrogante fariseer was wat die Christene vervolg het. Die Here het hom meer gebruik, toe sy genade oor hom groot kon word. En vanmôre wil die Here aan jou sy genade betoon, te midde van jou eie onvolmaaktheid, jou eie gebrokenheid. Sy genade is ook vir jou genoeg. Sy krag word in jou en in my swakheid volbring. Daarom sal ek liewer roem in my swakheid, sodat die krag van Christus in my kan woon. Kom ons buig ons hoofde in gebed.
Here, dankie dat U God is. 'n wonderbare Heiland. Is Jesus my Heer. Dankie dat U laste van ons afneem. Dankie dat U die sweepslaag kan stop. Dankie dat die fontein van ons bloed ook kan opdroog. Here, dis in U beskikking. Dis die Here wanneer 'n evangelis wat kan sê, almal gaan gesond word. Ja, Here, soms openbaar jy aan ons, deur die gawe van 'n woord van kennis, dat jy iemand gaan gesond maak. Maar baie keer, Here, bid ons en ons hou aan bid, al hoor ons nie, of die Here gesê het ja of nee, maar ons sal aanhou bid, Here. Ek wil dit vanmôre, Here, vir hierdie gemeente bely. Ek sal tot die dag van my dood toe aanhou bid en aanhou glo. Jesus is die groot geneesheer. Ek sal dit aanhou bely. U is die almagtige God. U is die goeie herder. U is die God wat gesond kan maak en wat gesond maak, Here. Ek glo is genoeg mense wat hier sit vanmôre in hierdie kerk, wat 'n hand kan opsteek en kan sê, die Here het my gesond gemaak. Die Here het my smart en my probleme opgelos. Daar's genoeg getuienisse, Here, wat kan bevestig. U kan. Hoekom het dit altyd gebeur nie, Here, die verstaan ons nie. En die hoef ons nie uit te pleis of oor te worstel of God voor te beskuldig of vir die Here kwaad te wees nie. Ons weet, Here, vir die wat wie 'n ander plan of 'n ander doel het, is daar genade wat genoeg is. Gee vrede, gee geruststelling, gee gerustheid. En ek wil dit nou soms so met my hart uit sê, Here, dankie vir daardie dag. Wanneer U gaan kom of wanneer ek na U toe gaan. Waarvan jou Openbaring 31 vers 4 sê, daar sal geen trane meer wees nie. Ook siekte en swakheid en bedroefdheid sal nie meer daar wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Dankie dat die hemel vir ons voorspel, volmaakte genesing vir almal. Maar Here, ons is nog nie in die hemel nie, ons is nog hier. Ons is deel van 'n gebroke wêreld, en daai gebrokenheid kom sit ook aan ons lywe en lewens, Here. En Here Jesus, dankie vir die teenwoordigheid deur die Gees. En Here, ek wil nie vanmôre die geleentheid wegneem en laat verbygaan. As U wel vanmôre met individue in hierdie gehoor 'n afspraak het. Mense wat ook deurloop onder foltering en pynigers, geestelik, emosioneel, in hulle huwelike, in hulle gesinne, in hulle liggame. En dis vanmôre hulle afspraak met U nie. Dis vanmôre hulle afspraak met U nie. Hulle het van Jesus gehoor. En Here, in hulle harte werk U Gees, 'n verwagting en geloof. En ek wil bid vanmôre, Here, dat U by hulle sal stil staan en die doring uit hulle vlees sal verwyder, as dit volgens U wil is. En ek wil vra, terwyl ons so in gebed verkeer, vir die volgende paar minute wil ek vra, dat U sal rondkyk, daar gaan nie 'n vertoning ingehou word nie. Maar ek wil tog vra, as jy vanmôre hier sit, en jy is iemand wat deurloop onder een of ander foltering, pyniging, liggaamlik, geestelik, emosioneel. En jy het vanmôre in jou gees, ek God geloof op, jy is desperaat as hierdie vrou. Jy is bereid om jou lewe te waag, om aan sy kleed te raak. Wil ek jou uitnooi om hier voor te kom staan, en ons vir jou bid. Dalk is vanoggend jou oggend. Dalk is dit vanoggend die oggend wat die water vir jou geroer word in Bethesda. Terwyl ons ander gebed bly, en ek wil regtig vra dat ons hierdie oomblikke sal koester. Ek kan dit sê sonder vrees vir teespraak. Jesus hier. Jesus deur sy Gees hier. Ons staan nie voor as jy vanmôre daardie desperate geloof in jou hart het. Miskien is dit vanmôre my oggend.